Geliefdes, wanneer ons voel dat iemand ons seermaak of wraak neem teenoor ons te nakom of optree in 'n manier wat nie vir ons lekker is nie, dan is ons geneig om te sê, ek sal jou terugkry. Dan is ons geneig om wraak te neem teenoor daardie persoon. Wanneer iemand iets doen of sê wat nie reg is teenoor ons nie, dan probeer ons dink, hoe kan ek dit vir daardie persoon ook ongemaklik maak? Ons lees daar in Johannes 8, vers 1 tot 10 die verhaal van die vrou wat oorspel gepleeg het en dan bring die fariseërs haar om voor Jesus te verskyn. En hulle het haar klaar geoordeel. En hulle sê, dis die lys van goed wat sy verkeerd gedoen het en sy is verkeerd. En Jesus sê dan, nee, wag. Jesus gaan haar nie oordeel nie. Jesus spreek haar vry. Jesus vergewe haar. Wanneer ons dit hoor, dan klink dit eintlik vir ons vreemd. Want sy het tog verkeerd opgetree. Maar daar in Psalm 103 lees ons van Jesus se onverganklike liefde. Van God se onverganklike liefde. En Jesus wat dan juis vanuit daardie liefde uit optree. En dit spoor ons aan om vir onsself te vra, waar het iemand my voorheen te nagekom? Waar het iemand my voorheen seer gemaak? Want is juis uit daardie plek waar ons seer gemaak voel, waaruit ons optree om 'n volgende keer wanneer iemand my te nakom, om wraak te wil neem teenoor daardie persoon. Om iets leliks vir daardie persoon terug te sê. Om iets slegs te sê vir daardie persoon. Dit is tyd vir ons om onsself te vergewe. Met daardie onverganklike liefde van God wat ons tog ervaar, onsself te vergewe vir dit wat gebeur het in die verlede. Sodat ek nie weer daaruit kan optree nie. En wanneer iemand dan so teenoor my optree, wanneer ek voel dat iemand my te nakom of my seermaak, dat ek hulle wel sal vergewe. Dat ek uit daardie onverganklike liefde uit sal optree. En hulle sal vergewe in plaas van om hulle te oordeel. Hulle te vergewe in plaas van om te sê, ek sal jou terugkry. Of om oor te gaan tot aksies en dade om daardie persoon se lewe moeilik te maak. En hierdie gevegte en hierdie vegkuns wat ons op die punt van ons stoel hou en waar ons saam juig en saam die ander persoon uitjou, het hulle vooraf hierdie spanning, hierdie opwekking, waar hulle mekaar opwerk, waar hulle mekaar sleg sê, waar hulle mekaar se sagte plek probeer vind om met mekaar se koppe te smokkel. Dis daar waar hulle mekaar sleg sê, waar hulle wraak probeer neem teenoor mekaar. En dit spoor ons aan om dit ook in ons lewens te doen. Want dit is vir ons oukei. En as dit vir ons oukei is in sport om dit te doen, dan wonder ek maar soms of ons dit nie oordra na ons persoonlike lewe om te sê, die volgende keer wanneer iemand iets slegs of lelik vir my sê, dat ek dit ook gaan doen. Nee, mag hierdie onverganklike liefde waaruit God teenoor ons optree en waaruit Jesus ons vergewe het, mag dit ons aanspoor om ander ook so te vergewe. Dat ons juis nie sal wil wraak neem, of juis hierdie lelike manier, hierdie wraakneem manier teenoor mense sal uitleef nie. Jesus vergewe daardie vrou en Jesus besluit om haar nie verder te oordeel nie. Mag ons ook uit hierdie liefde ander nie oordeel nie, maar ander ook vergewe. Geliefdes, mag jy vandag gaan dink vir 'n oomblik, waar moet jy jouself vergewe? En wanneer jy voor daardie oomblik kom waar jy vir iemand wil sê, ek sal jou terugkry, of ek kan die volgende doen om daardie persoon ook te na te kom of seer te maak, dat hulle net ietsie van hierdie seer kry wat ek ervaar, ook kan ervaar. Dat ons hulle eerder sal vryspreek en hierdie onverganklike liefde van God vir hulle gee, deur hulle net te vergewe.